Goeiemôre, dis 11 Maart, tyd vir 'n paar antwoorde vir refugee vrae en lewe hier in Amerika. Eerste vraag. Voor ek begin. Onthou net dat ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres waar jy my kan kontak nie, of ek gebruik nie WhatsApp of Facebook Messenger nie. So ek het nie tyd om individueel met mense kontak te maak, ongelukkig nie. My vrou, sy kyk partykeer na goeters, sy het ook nie baie tyd nie, maar mense kontak haar en sy kyk na goeters en sy sit dit in 'n folder. So, en sy forward partykeer goed na my toe wat sy sien belangrik is. So sy sif eintlik die duplicates uit en so aan, en dan stuur sy vir my 1 of 2 vrae wat nou, jy sien, nuwe vrae is. En dis so ek by party mense uitkom. Maar net so, ongelukkig kan ek nie regtig direk met almal kontak maak, ek het nie tyd nie. So my eerste vraag. I had a full hip replacement. Do I need to bring all the paperwork for that? It's a good idea to bring some paperwork for that, because if something goes wrong with your hip replacement over here and you have to see the doctor, they can see what was done to your hip and what was the medication and all that. So it's good if you have paperwork on that to bring. It's not necessary, but it's good to have. It will just help the doctors on this side if something goes wrong with your hip. Kan 'n mens geseelde speserye en krye in jou saambring? Jy kan geseeld speserye en krye saambring. Jy kan dit sommer in jou check-in tas sit, jy hoef dit nie in jou carry-on te sit nie. Moenie te veel bring nie. Ek sal nie baie bring nie, laat dit nie lyk of jy probeer 'n business doen. Jy weet goed hiernatoe bring en verkoop nie. As dit vir jou eie gebruik is, ja, maar moenie te veel. En kyk maar op die TSA se website wat so goed jy mag en nie mag bring op 'n vliegtuig nie. Hulle sal daar allerlei goed identifiseer. Kyk daarso vir spesifiek watter goed, en dan kyk jy ook op die Google bietjie net die agriculture site van Amerika wat so goed word toegelaat om ingebring en nie. Maar die meeste van die tyd is dit plante en die tipe van goed, of vars kos, vars vrugte, jy kan dit nie inbring nie. Moenie jou biltong saambring nie. Hulle gaan dit nie toelaat in die land nie, en daai ouens op Atlanta gaan dit by jou afvat en sê dit gaan uitgebrand word, maar hulle sit agter en eet dit sommer self, want dit is mos lekker. So, waarheen moet ons army papiere stuur? Ons is reeds alles klaar in Oktober, maar my man se army papiere was uitstaande, ons moes dit eers kry. Nou het ons dit gekry, waartoe moet ons dit stuur? Ek het geen idee nie. Wie ever vir jou gesê het, jy moet jou papier inhandig, want dit hou jou op, but daai mense moet dit kry. So, steun toe aan die ambassade. Hulle moes jou somewhere op 'n e-mail of iets gesê het, of daar waar hulle vir jou gesê het, ons kort hierdie papier, ook vir jou gesê het, hoe om dit daar te kry. So ek het nie idee wat hulle met jou gekommunikeer het vooraf nie. Ek is getroud, maar vervreemd. So gaan dit 'n probleem wees as ek alleen aansoek doen. Dit gaan 'n baie groot probleem wees as jy aansoek doen alleen. Want jy's getroud, jy's nie geskei nie. So, hier's die probleem. Jy's getroud op die boeke. Jy's nie geskei nie, jy's nou vervreemd. Jy doen alleen aansoek. Hulle gaan jou nie toelaat nie, want jy moet as 'n gesin aansoek doen. Jy weet, man en vrou wat getroud is. Want hulle moet background checks op albei doen. Nou doen hulle net joune, jy's nou getroud alleen. Nou doen net joune en hulle kom oor en jou man of jou vrou pop op en sê, wel, ek moet ook gaan, of kom kuier op vakansievisa en dan bly julle maar hierso saam, sonder dat hulle die proses is. Hulle gaan jou net by hulle gawe omdraai. So ja, dit gaan 'n probleem wees. Jy sal moet gaan skei. As jy vervreemd is en jy wil alleen kom, gaan jy moet skei voor jy kom. Okay, jy kan dit nie kom doen. Hulle gaan jou nie toelaat om dit te doen as jy nog getroud is en jy is vervreemd en net die een doen aansoek nie. Ek gebruik 'n diabetesmasjien. Kan ek dit op die vliegtuig vat? Onthou, enige medikasie, uitrusting, medical toerusting wat jy moet hê vir jou health, wat jy moet gebruik, is deel van jou persoon. Dit moet saam met jou op die vliegtuig gaan. Die wat allerhande masjiene of iets moet gebruik permanent om hulle self gesond te hou, of wat jy weet, as jy op so iets is, dan moet jy dit saamvat, hulle moet dit op die vliegtuig toelaat. Kan ons so lank klaar begin werk soek in 'n staat van ons keuse? En as ons dan 'n werk kry, kan ons vir die mense sê ons wil graag na daai staat toe gaan. So dis 'n komplekse vraag. Jy kan gaan werk soek in jou staat van jou keuse so lank. Kans dat jy iets gaan kry is baie klein tot 0.
want niemand gaan met jou 'n interview doen as jy nog in Suid-Afrika is. Al sê jy vir hulle ek is besig om aansoek te doen vir die refugee program, die kans dat iemand met jou onderhoud gaan hou en sê okay, ons sal vir jou werk oorhou tot jy eendag kan oophou, tot jy eendag kan oorkom, is amper 0. Dieselfde, iemand het my gevra, ons wil nie die program volg nie, die refugee program nie. Ons gaan net werk aansoek doen in Amerika en dan so ons green cards kry. Jy kan dit try, jy gaan absoluut glad nie regkom nie. Niemand gaan jou, hier is die probleem. Die maatskappye in Amerika kan jou nie sponsor vir 'n werk alvorens hulle kan bewys daar's geen ander Amerikaner wat daai werk kan doen nie. So daai ou ding van lank jare terug wat Amerikaanse maatskappye mense gesponsor het om te kom werk, daai is uit by die deur. Die enigste mense wat dit nog reg kry is die boere, want hulle weet daar's 'n probleem met boerdery. Maar enige ander gewone werk, as nie 'n manier dat 'n company jou kan sponsor en op daai manier. En as jy jou groen kaart wil hê, jy gaan dit anyway kry deur die refugee program, so doen die refugee program. Nou kom ons terug na die oorspronklike vraag. Kan ek so lank werk soek in 'n staat van my keuse? En as ek 'n werk kry, kan hulle my daar plaas? Jy kan sê nou maar jy kry 'n werk. Jy kan vir hulle sê, gaan hulle jou daar plaas? Nie noodwendig nie. Hulle plaas jou waar daar 'n caseworker beskikbaar is. So, en waar daar services beskikbaar is. So wat jy kan doen is, onthou as jy hier kom in Amerika, jy hoef nie te bly waar jou caseworker is en waar jy jou geplaas het nie. As jy 'n werk in 'n ander staat kry wat 'n baie beter plek is, dan gaan jy. No problem. So, as jy iets geline up het met 'n werk en iemand sê hulle sê vir jou werk oophou tot jy kom, en dis in New York City, maar hulle plaas jou in Dallas, gaan in Dallas, gaan deur die program, kry jou social security card, kry whatever jy moet kry, en sodra jy dit het, dan bel jy daai ou in New York City en sê ek's nou gereed, en dan vat jy jou kar en jy ry so toe nie, gaan begin werk daar. Dis wat jy kan doen. Kan ons die eerste jaar in 'n RV woon en toe voor ons begin werk? Jy kan nie sê jy kom die res van jou lewe in 'n RV bly en toer voor jy begin werk. Maar onthou is jou eie kostes. Hulle gaan jou nie betaal, hulle gaan jou nie geld gee om hier in 'n RV te sit en te toer in nie. Want jy gaan net 'n inkomste kry jy gaan net 'n sekere bedrag kry vir die eerste 3 maande om as daai geld uit is dit uit, dan moet jy jou werk met jouself aan die gang hou. Hulle gaan jou nie weer support nie. So as jy die finansies het om vir 'n hele jaar in 'n RV te sit en rond te toer, hey, by all means, gaan check die land uit. Dit is baie nice. So goeie idee as jy kan dit bekostig. Maar jy gaan nie support kry daarvoor nie. Jy gaan dit op jou eie moet doen. Daar word 4500 mense in 'n maand geprosesseer. Waar gaan hulle blyplek vir almal kry? Sorry, ek wil nie lag nie. Dis lelik, sorry. Is oor genoeg blyplekke in Amerika. Onthou, daar's nie net geïdentifiseer 3 woonstelle in 'n stad of wat net dit gebruik mag word vir refugees nie. Jou word in enige plek gaan bly. Enige plek wat hier woonstelle uit hier of so kan jy gaan bly. Dit hang net af hoe reël jy met die landlords. Party landlords soek nie refugees in hulle woonstelle nie, so jy kan daar gaan bly nie. Ander het nie 'n probleem nie. Ander soek 'n jaarkontrak vir hier, ander kan maand tot maand gaan. So nee, moenie oor akkommodasie worry. Daar's akkommodasie vir almal. So moenie dink net, onthou 4500 mense ekstra wat neem, as sê nou maar al 4500 word geprosesseer en almal kom Amerika toe. Dit is so klein druppel in die emmer, onthou is 360 miljoen mense in Amerika en almal het akkommodasie en hulle bou die hele tyd meer. So nee, moenie worry nie. Daar's nie 'n probleem om te mense te akkommodeer in Amerika nie. Dis ons vra. Sien julle dan later, baie dankie.